Onthou julle nog wat in die laaste episode gebeur het? Heidi het stilletjies weggeglip om 'n kerktoring te kry waarvandaan sy die berge kan sien. Maar al wat sy kon sien was huise en mure. Toe sy opgeklim het, was sy vrolik en opgewonde. Maar toe sy weer met die trappies afklim, was sy baie treurig. Die toringwag het probeer om haar op te beur, maar hy kon dit nie regkry nie. Hy het daarom ook nie geweet dat Heidi verlang nie. Ek is moeg, ek kan nie meer loop nie. Huh? Hi. Bly stil. En toe, hou jy van die kykies? Ek het 'n hond en 2 bokkoeie, weet oom, Josef, Swinley en Berlie. Vat een vir jou, toe. Oh, kan ek regtig eene vir my vat? Natuurlijk. Ag, dankie, ek sal vir my enetjie uitsoek. Ah! Kom jy so 'n bietjie hier. Uit met jou. Sy wil nie hê jy moet aan haar raak nie. Kan ek maar enige katjie vir my vat of is daar miskien een wat oom baie graag vir oom wil vat? Enige een wat jy wil hê. Die donker enetjie. Of die witte. Wat van hierdie een? Wat my betref kan jy almal vat. Anders moet ek tog net vir huise soek. Ken oom die Seseman se huis? Ja, almal ken die Seseman se huis. Oom kan die katjies soontoe bring as plek vir almal. Ai, wag. Hy kinders en diere. Kleine witte katjies, het tog witte boetjies. Ag, jy's nou oulik. Ai, wag. Kom ons gaan nou. Kleine witte katjies, het tog witte boetjies. Was jy dalk 'n stompster? Het jy dalk 'n lang ster? Kleine witte katjies, het tog witte boetjies. Nou ja, hier is ons by Seseman se huis. Totsiens. Jy moenie my geld vergeet nie. Nee, ek sal nie. Wag so 'n rukkie. Hulle soek die wêreld vol na jou. Kom gou. Hey, los die deur oop. Ag. Ek het maar net in die kerktoring opgeklim. Om vredeswil, as jy vir jou voelverskrikker sê ek het die idee in jou kop gesit, kan ek maar my goedjies pak. Dis 'n mooi naam, voelverskrikker. Moet daar asseblief tog nie so noem nie. Is dit 'n kykie of droom ek? Oh, ek het heeltemal van hom vergeet. Hoe gaan ek hom vir juffrou Rotmeier wegsteek, hè? Binne. Goeienaand. Oh, Heidi. Ek is jammer ek is laat, juffrou Rotmeier. Dis van pure stoutigheid dat jy laat is. Dis nie nodig om vir jou te sê dat dit uiters slegte maniere is om die huis te verlaat sonder om vir iemand 'n woord daarvan te sê nie. En as jy ooit weer in die toekoms uitgaan, vra ek jou om asseblief betyds terug te wees vir etenstyd. Ek sal nie dat jy weer my senuwees op hol jaag nie. Dis nie die moeite werd nie. Ek besef al hoe meer dat jy genaamd geen manier het nie. Ah! Adelaide, as jy van plan is om met my die spot te dryf, kan jy dit bo in jou kamer gaan doen. Maar ek wil nie. Ek bedoel dis nie ek nie dis 'n Daar het ek dit weer gehoor. Na jou kamer toe, Adelaide. Maar hoekom dis tog nie ek nie, dis Wat is dit nou? My senuwees kan ek nie hou nie. Weg voor my oor, reguit bed toe, sonder aandete. Dis regtig nie ek wat so gemaak het nie, juffrou Rotmeier, dis 'n regte katjie. Hy's baie klein en oulik. Help my. Linet! Linet! Linet, waar is jy? Kom hier! Linet, Sebastian, kom dadelik hier. Hy het baie sagte hare. Moenie bang wees nie.
Ek is nie bang nie. Ek het nog nooit 'n diertjie vasgehou nie. Hy is so lig soos 'n veertjie. Ek voel hom omtrent glad nie op my skoot nie. Hy weeg seker omtrent niks nie. Hoe gaan dit met jou, ou Juffrou katjie? Clara. Juffrou Rottenmeier laat weet dat sy ongesteld is en ongelukkig nie aandete sal kan nuttig nie. Julle moet maar voortgaan sonder haar, maar die katjie moet julle ongelukkig vir my gee. Maar dis my katjie. Moet hy weggaan? Bevele van juffrou Rottenmeier. Kom, hy het tog niks verkeerd gedoen nie. Maar hy's so klein. As ons hom nie hou nie, dan sal hy doodgaan van die honger. Ek kan niks daaraan doen nie. Juffrou Rottenmeier wil dit so hê. Ek weet wat. Kom ons sit hom bo in die toringkamer. Juffrou Rottenmeier kom nooit daar nie. Ja, dis 'n goeie plan. Wonderlik, 'n wonderlike En jy, Sebastian, jy kan vir hom 'n lekker warm bedjie daarbo maak sodat hy nie koud kry nie. Ek bedoel. Asseblief tog, Sebastian. Nou ja, goed dan. As ek so mooi gevra word, kan ek mos nie anders nie of hoe? Hoera! Ek is so bly. En jy, katjie, is jy ook bly, hè? Dit lyk veilig. Saggies hoor. Toe maar, dit sal goed gaan. Ek hoop so. Hier is ons. Kom ons vat die mandjie. Dit sal 'n lekker bedjie vir hom wees. Sebastian, wat gaan ons vir bedde goed Ek maak? het klaar iets gekry, maar ek dink ons moet hom daar oor kan sit want daar's meer O son en dit is ja, lekker warm. Sebastian. Hier is dit lekker. Die son skyn en as hy wil kan hy by die venster uitkyk. Sebastian, Ja, ek dink dit is maar 'n baie lekker kamer vir ons katjie. wel, ek hoop dis goed genoeg. Dis 'n baie lekker bedjie, nie ou katjie. Ek hoop jy slaap lekker. Hy bly daarin. Dit lyk of hy daarvan hou. Weet jy wat, Sebastian? Ja. Ons moet nou dadelik 'n naam vir hom uitdink. Ek is nie baie slim met name gee nie. Ek het aan 'n baie mooi naam gedink, Sebastian. Wat van Miau Miau? Ek hoop hy slaap al. Ons het nou 'n geheim. Is lekker. Ons mag van niemand vertel nie, hoor, veral nie vir Juffrou Rottenmeier nie. Hy's 'n liewe, liewe ou katjie. Dink jy nie so nie, Heidi? Natuurlik is hy. Net 'n oomblik, ek is nou daar. En waarmee kan ek je help? Môre, Sebastian. So vroeg uit die veer. En nou? Wat van ontbyt van Miau Miau? Wees gerus, ek het daarvoor gesorg. Hy sal hiervan hou, maar pas op vir juffrou Rottenmeier. Wag 'n bietjie. 'n oomblik. Aha. Ag, my hoed. Nee, dis beter dat ek jou hoed oppas. Jy vertrou my tog hiermee, né? Ja, ag, dankie, Sebastian. Miau miau. Ag, miau miau. Oh, daar's jy. Goeiemôre, miau miau. Ek het jou ontbyt saamgebring. Miau miau. Wil jy nie 'n slag uitkom nie? Eina, hy 'n mens maak nie so nie. Jou tonkie net so Schwenly en Berlies, maar jy sal seker nie weet wie hulle is nie, né? Is dit lekker? As jy baie eet, sal jy gou groot en sterk word. Wat se merk is op jou wang? Ag, wat is maar net 'n skrapie. Miau miau het my gekrap. Dis glad nie seer nie. Kan Miau miau dan krap?
Alle katte kan krap, daarvoor het hulle tog naels gekry. So 'n ou kleintjie ook. Juffrou Clara. Daar kom jy net gou vat hom weg, sy mag hom nie sien nie. Miau, miau. Kom hier so. Dis nie 'n speelietjie nie. Heidi, gou, vang hom. Ag, wees nou 'n soet katjie. Kom hier na toe. Miau, miau. Nou het ek jou. Gou, vat hom weg. En kom gou weer terug. Ja, ek sal sien jou nou. Daar sy. Soet wees. Ek kom weer so gou ek kan. Adelheid, in die Sesemanhuis is dit 'n ongeskrewe reël dat 'n mens na die ontbytkamer kom om 5 minute oor 8 en nie 'n minuut later nie. Het jy my goed verstaan? Ja, En sit jou hande op die tafel soos dit hoort. Wat bekeer jou gesig? Is dit krapmerke? dit ek weet nie. Ek het vanoggend uit die bed uitgeval en toe het ek my so gekrap. Dit sal gou gesond word. Haal jou vinger van die wond af, net gaan haal 'n ontsmettingsmiddel. Goed. Ag, dis nie nodig nie. Spog is nog die heel beste. Tinet, doen asseblief wat ek jou gevra het om te doen. Ek dink dis beter dat jy haar saamneem. Goed, juffrou. Kom, Heidi. En gee haar sommer by voorbaat druppels vir die koors. Goed. Ek sal dit dadelik doen, juffrou. Sou alle kinders wat in die berge groot geword het so verwaarloos wees. Wat sal ek nog met die kind moet deurmaak? Ja, dadelijk. Ja, ik kom. Ach, nee. En wat kom aan jij hier? Goeiemôre. Aha, ik verstaan. Bij hierdie huis word daar nie gesmoust of gebeddel nie. So maak jy wegkom. Toe, weg is jy, weg. Weg met jou. Woon hier 'n klein dogtertjie? Hier woon 2 dogtertjies. Is een van ons se naam Heidi? Het sal weer eens aangevang. Dan bly sy tog hier. Ek het haar gister hiernatoe gebring. En wat daarvan as jy haar hiernatoe gebring het? Maar geen ou pad, mannetjie, anders ga jy met my te doen kry. Maar sy skuld my nog 20 pennies. Sy het my gister in die straat gevra vir haar hoë kerktoring te wys. Sy sou my 20 pennies daarvoor gee. O, so, 20 pennies. Hoe toringwys in die straat gekry gister. Nou kom mama in. Miskien kan ons iets vir jou doen. Kom maar, Christie. Wag even vir my en bly doodstil. Ek sien jou aanwesig heb jy verklare aanmeld. En die oomblik dat ek jou vra om binne te kom, begin jy op jou orgeltjie te speel. Verstaan? Ek is seker jy verklare sal dit baie geniet. Ja, kom binne. Ek is jammer dat ek die les moet onderbreek, maar jy het nog net iemand opgedaag wat graag vir juffrou Clara wil spreek. Vir my? Wie, Sebastian? Ek ken hom nie. Nou laat hom inkom. Seker. Juffrou Clara, Ja? ek kan dit nie toelaat nie. Ons kan nie die skool hier onderbreek nie. Hoekom dan nie? Dis die heel eerste keer dat iemand vra om met my te praat. Ek het nog nooit voorheen besoek ontvang nie. Nou goed. Maar net vir 'n klein rukkie. Laat hom binnekom, Sebastian. Jy kan nou maar aangaan, maar moenie vergeet om op jou orgeltjie te speel nie, hoor. Kom, Augustine. Dis mooi. En wat beteken dit? Hou dadelik op. Hoekom dan? Dis mooi. Noem jy dit mooi? Dit? Baie gaaf van jou dat jy gekom het. Hy ken jy hom dan, Heidi? Ja, ek het hom gister in die stad gekry en is hy wat my kerktoring toe geneem het. Ag, sal jy nog ietsie vir my speel? Wag. Wag. Speel asseblief.
Kyk op by sy voete. En die musiek? Daar's mos nie vandag musiek op hulle program nie. En dan nog sulke musiek ook. Nou gaan jy 'n ding sien. Hou op die dot op met die geraas. Maak jou oor die voete uit, maak dat jy hier wegkom. Verdorie, die draak het door die huis uit. Dis 'n skilpad, nie 'n draak nie. Sebastian, help! Sebastian! Roep die dokter! Help! Sebastian! Oh my hart! Sebastian, kom! Hier is ek. Mag ek je helpen, juffrou Rottenmeier? Gooi dadelik daai draak of daai meisie wat dit ook al is in die huis uit. Zekerlijk. Als het die wens is. Dit het baie goed afgeloop, knap gedaan. Jou instrument geval my. Ek het nog steeds nie 20 pennies nie. Ja, ek weet, 'n oomblik. Hier is gistermiddag se 20 pennies en vir vandag se goeie werk kry jy nog 20 pennies. Dankie. Ek sal tot na die les wag om uit te vind wie verantwoordelik was vir hierdie uiters onaangename episode. Toe nou, meneer kandidaat, gaan voort met die onderrig. Die Grieke. Kom binne. Dis snaaks. Kom binne. Ek is baie jammer dat ek nog 'n maal moet stuur, maar hierdie mandjie is sopas vir juffrou Clara afgelewer. Ek weet nie van iets wat ons bestel het nie. Ek sal dit neem. Maak dit oop asseblief, juffrou Rottenmeier. Later, kind, as die les verby is. Eers werk, dan plesier. Ek dink ek kan nou maar voortgaan met die onderrig, meneer kandidaat. Net een ou kykie. Is jy ook nuuskierig? Nee, Wil jy nie ook sien nie? glad nie. Maar dis snaaks. Ag, net een kykie asseblief, meneer. Juffrou Rottenmeier moet besluit. Ag, juffrou Rottenmeier, net een ou klein kykie asseblief. Ek het nee gesê. Maar ek is vreeslik nuuskierig. Ek sal glad nie verder kan leer as ek nie weet wat in die mandjie is nie. En Heidi ook nie. Tja, dit lyk vir my of die kinders se aandag verdeeld is. Dit lyk so. Ek dink ons moet hulle net vinnig toelaat om in die mandjie te kyk. Dink jy so? Wat anders kan 'n mens doen? Hulle is nou so nuuskierig dat hulle glad nie aandag aan die werk sal gee nie. Ek dink dis beter om nou 'n kort pausetjie te maak. Wys hulle wat in die mandjie is, nie sal sien dat hulle daarna sommer fliks sal werk. Ek moet sê ek is self nuuskierig. Miskien is daar vars vrugte in die mandjie. Vrugte is goed vir die verstand. Wat is dit nou, meneer kandidaat? Het jy skielik die spraak verloor? Uw gedrag is so bietjie eienaardig, nie waar nie? Hallo, moet jy nie opwen nie, juffrou Rottenmeier. Alles in orde. Koekoe, kykie. Wat sê jy daar? Kykies. Lewendig is. Nee, los. Kitty. Nee. Waar sou hulle vandaan kom? Weet jy dalk iets? Ek is seker jy weet, Heidi. Hy val nie in en gee hom vir my. Kom nou. Los my voete uit. Sebastian! David! Juffrou Rottenmeier, wat maak u op die tafel? Hang op die daad, hierdie afskuwelike katte en neem hulle hier uit! Ja, juffrou. Kom nou kykie, kom nou kykie. Maak jou Moenie bang wees nie, kykie. Juffrou Rottenmeier is flauw. Dit was eens te veel vir die arme vrou. Ons het nog nie soveel pret gehad nie. Ag, ek is jammer, hulle gaan die kykies weer teruggee. Hulle is baie oulik.
Dis omdat hulle so konsternasie veroorsaak het. Waar kom hulle vandaan, jong? Miau, ons het miau vergeet. Ek gaan hom haal. Hierso, juffrou. Akelige kind, akelige. Mens moet haar 'n hele week in die keller toesluit. Sorg dat jy haar ten minste vanmiddag in die keller toesluit. Dan bring sy weer muise saam boontoe. Hulle is nog daar! Waar is? Ek hoor hulle nog miau. Hulle sit in die hoek vir my en lag. Nee, juffrou, ek het hulle almal weggeneem. Het jy nie een vergeet nie? Is jy seker hulle is almal weg? Ja, Hier is hy was soet geweest. Hy het alles opgeëet wat ons hom vir ontbyt gegee het. Sit hom op my skoot asseblief, Heidi. Hierso. Maar weet jy wat? Ek dink jy en die ander kykies kom van dieselfde plek af. Ek is seker dit is Heidi se skuld. Skielik. Juffrou Rotmeier. Maar wat dink jy? Is dit Heidi of is dit nie? Dit was 'n dag vol avonture vir Clara en Heidi. Eers het die draaiorgelspelertjie en sy skilpad gekom en toe die mandjie kykies. Clara kon nie onthou dit sal ooit so baie gelag het nie. Heidi en Clara bewaar hulle geheim baie goed. Mau bly dood lekker bo in die toring. Juffrou Rottenmeier hoor af en toe so 'n sagte gemel, maar sy weet nie waar dit vandaan kom nie. Sy glo vas daaraan dat dit haar senuwees is wat haar allerlei geluide laat hoor en elke keer drink sy maar nog 'n hoofpynpil. Clara en Heidi lag natuurlik lekker in hulle mou. Maar eendag dreig die gevaar skielik, want Juffrou Rottenmeier het iets ontdek. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Hi.